Hallo familie, dit is so lekker dat ons weer by mekaar kan kom in persoon, maar ons het nog steeds online dienste en jy kan natuurlik online nog ons dienste geniet. Daar is so baie bedieningsgeleenthede en bemagtigingsgeleenthede waarby jy kan betrokke raak. So kyk na die familie nuus sodat jy kan weet waar jy kan inskakel. Goeie nuus is net goeie nuus as jy ingesluit is. So registreer vir Volbring en kom saam op die ontdekkingsreis om uit te vind hoe jy ingesluit is in die goeie nuus van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ons sien jou Woensdag aand 17 Februarie by die kerk. Julle is verloof, wat nou? Kom kuier saam met ander verlovingskappels en gesels oor topics soos geldbestuur, ken jou maat, liefdestale. Ons sien jou 25 tot 27 Februarie aanlyn. Is jy nuut by Fairy Glen en soek 'n plek waar jy kan inskakel en deel wees? Ons wil jou graag uitnooi na ons nuwe mense geleentheid om die tafel, waar ons lekker om die tafel saam sit en kuier om jou beter te leer ken en in te skakel by die Doxadeyo familie. Ons volgende geleentheid is 3 tot 10 Maart. Sien jou dan. Ons volgende geleentheid is onthou jou masker. Ons enkellopende bediening hou 'n solo social. So indien jy 35 of ouer is, pak jou piknikmandjie en kom wys jou minne-to-winne talente 5 Maart in Connect Cafe. Doxadeyo is 25 jaar oud en ons gaan groot makkie hou saam met die eerste 50 mense wat registreer vir ons 8uur, 9:15 en 10:30 oggenddiens en ons 6uur aanddiens. Hierdie geleentheid word gevier saam met 8 ander stede en 28 ander Doxadeyos. So maak seker jy registreer betyds indien jy hierdie geleentheid in persoon wil bywoon. Maak seker dat jy ons Church Suite app download sodat jy weer na al ons gebeure kan gaan loer en ingelig kan bly. En onthou, sharing is caring. So like, share en subscribe ons YouTube kanaal. Ons gaan nou saam die Here aanbid. Mag jy bewus raak van sy goedheid en guns oor jou lewe. Mag jy bewus wees van die feit dat jy vry is om hom te aanbid, sonder om te dink aan al die ander dinge wat gewoonlik jou aandag aftrek. Kom ons aanbid hom saam as gemeente vanoggend. Just as you
Prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Dankie Vader vir u liefde wat ons vrymaak, Here, wat ons bring op 'n plek waar ons u kan raak sien in ons lewens. Dankie vir die genade oor ons lewens. Dankie vir u seun Jesus Christus wat ons opstel vir lewe en lewe in oorvloed. Here, dankie vir u goedheid en u grootheid in ons lewe wat ons opstel vir dit wat u beplan het vir ons, Vader. Dankie dat ons dit kan verklaar oor elkeen wat kyk vandag online, maar ook vir ons hele gemeente. Here, mag ons u vryheid belewe in elke oomblik van ons lewe. Here, dankie dat ons dit kan verklaar oor ons gemeente vanoggend. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dit is Valentynsdag vandag en ons celebrate die feit dat God die huwelik in plek gestel het. Wat 'n awesome ding het God gedoen toe hy die huwelik gevorm het. Ons weet dat huwelike op die stadium, baie huwelike, deur 'n moeilike tyd gaan en ons wil vra dat julle as koppel, as julle getroud is of as jy single is self, kom ons bid vanoggend saam vir huwelike oor die algemeen. So die challenge vanoggend wat ons vir julle wil gee, is om die diens saam te kyk as 'n koppel, as getroudes, en dan vir mekaar te bid, maar ook te bid vir huwelike oor die algemeen. So wanneer ons gee ons uit gehoorsaamheid nommer 1. Maar wanneer ons by Doxa Deo Ferry Glen gee ons vir die visie wat God het, nie net vir ons gemeente nie, maar vir hierdie stad. Ons gaan sien, ons wil sien en ons gaan sien hoe God hierdie stad transformeer in 'n plek waar hy regeer, waar sy heerlikheid oral gesien kan word. So Etienne gaan vanoggend die boodskap bring. Ons praat nog steeds oor exhibiting his glory en julle kan regmaak vir 'n awesome geleentheid waar hy woord met ons gaan deel. As hy goeiemôre van my kant af ook. Dis vir my so lekker om vanmôre saam met julle te kuier aangaande die woord wat ons beleef het as Doxa Deo Ferry Glen, die Here vir ons gee vir die volgende seisoen. Baie mense sal dit sommer noem ons visie Sondag. Maar voor ons aangaan, kom ons kyk net gou, wat beteken visie nou eintlik? Vision is a state of being able to see. The ability to think about or plan the future with imagination, faith and wisdom. Dis waarvoor ons die Here vertrou. Ons vertrou hom
dat ek en jy sal sien en sal hoor dat hy tot vandag toe met ons praat. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Hy praat met ons, hy inspireer ons, hy lei ons. As jy gelukkig genoeg was om Kersdag hierso in die diens te wees, het ek vir jou net so vinnige opsomming gegee oor hoe ek beleef 2020 ons behandel het. Ons was ouer gewoonte, die 24ste het ons Lollystraat gaan ry, maar ons was so opgewonde gewees, want ons was my ouers in isolasie en ons kan nie saam met hulle gekuier het nie. So ons het vroeg gegaan en die eerste ronde toe ons deurry, kon ons slegs 'n paar liggies sien. Soveel so dat ons besluit het om te draai en weer deur te ry. Toe ons terugry, sien ons hier staan 'n koffiekarretjie. Nou ek love inisiatief. As jy inisiatief neem, sal ek jou support. En hierso staan hierdie ou en hy verkoop lekker koffie langs die pad. En ons almal klim uit, wag vir die koffie. En toe ons terugklim, nou ry ons, maar dit raak toe nou besig. Ons ry seker so 7 kilos 'n uur, poer jy nou daardeur. En ewe skielik hoor ek doef. Soveel so dat ek amper die bakkie rol op 7 kilos 'n uur. Ek kyk om en wat gebeur het is Ivan het sy kop by die venster uitgesteek, maar hy het vergeet, hy het die venster toegemaak. En al wat ons almal hoor is doef. Ons lag onsself in 'n ander dimensie in en so ry ons aan en ek jokkie vir julle, seker 10 sekondes later hoor ek net doef doef. En dieselfde, ek rol amper weer my bakkie, maar lang storie kort, toe Ivan toe nou uiteindelik sy kop by die venster uitsteek, tref daar 2 palmtakke hom op een slag, doef doef. En dis baie keer en dis wat ek beleef het in die jaar 2020, net wanneer ons dink alles is oukei, doef doef. Maar ek het in hierdie jaar wat verby is, 2020, het ek 'n nuwe sending beleef, 'n sin wat my lewe kon verander het, en nee, dit is nie you're on mute nie. Nee, hierdie sin het my lewe kom definisie gee, en is die sin wat ek vir die res van my lewe saam met my gaan dra. Dit is die volgende: maar ons het 'n woord. Maar ons het 'n woord. Ons as Doxa Dayu Ferry Glen het 'n woord. Jy het 'n woord. Maak seker dat ons opgestel is, gesetel is in Jesus Christus. Hy kom stel ons op om saam met hom in geloof, in verwagting te leef, in geloof, hoop en liefde. Hy kom maak seker ons is gesetel in hom, en soos wat ons in hom gesetel is, soos wat ons meer van hom ontdek ons meer geloof, hoop en liefde. Kom ek en jy op 'n punt waar ons hierdie konsep van in hom, hierdie ontdekking in hom, deel maak van ons lewens. Hy is in ons. Ons is in hom. Hy deur ons. Ons is gesetel in hom. Ons word opgestel in Christus om in hom, tot hom en deur hom te leef. Wat 'n voorreg om in hierdie verhouding met hom te staan. En Doxa Dayu se skrifgedeelte vir hierdie jaar is die volgende. Dit is in 1 Korintiërs 13 vers 13. Dit sê die volgende: en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. Die grootste hiervan is die liefde. Daar's iets wat gebeur met my en jou wanneer ons ontdek ons is gesetel in hom. Ons is weggesteek in hom. Ek wil vir jou sê, enige stelling wat nie impliseer dat ons in Christus is nie, is besig om ons te mislei van hierdie volle waarheid wat ons ontdek in hom. Hoor gou hierso. Volgens Romeine 6 het ons gesterf saam met hom. Volgens Handelinge 20 vers 25 is hy die weg, die waarheid en die lewe. Volgens Kolossense 3 vers 1 het ons opgestaan saam met hom.
Efesiërs 2 vers 6 sê, ons sit saam met hom in hemelse plekke. Kolossense 1 vers 27 sê, Christus in ons is die hoop vir heerlikheid. Ons vertrekpunt lyk anders. Ons sit saam met hom in hemelse plekke. Ons leef nie meer vir onsself nie. En ons het die voorreg om hierdie te ontdek in hom. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Ons bevind ons primêr in hom. Ons posisie, met ander woorde, ons definisie vir lewe het verander. So ons as Doxa Dayu glo die volgende stelling staan oor ons geskryf vir hierdie seisoen wat voorlê. It is exhibiting his glory as new wine by taking faith, hope and love to our communities. Ek en jy het die voorreg om hom tentoon te stel in hierdie tyd. Kan jy saam met my jou geloof kom instel? Kan jy saam met my sien? Imagine saam met my vir 'n oomblik wat dit is vir my en jou om opgestel te word vir hierdie lewe wat hom tentoonstel. Die vraag is seker, hoekom nou spesifiek nuwe wynsakke en nuwe wyn? Ek wil vir jou net vinnig sê wat ou wynsakke verteenwoordig. Ou wyn. Dit verteenwoordig my en jou ou manier van leef, van glo, van dink en van doen. Dit is 'n ou manier. En wanneer ons praat van hierdie nuwe wynsakke, het ons nodig om anders te dink oor geloof. Het ons nodig om anders te dink oor die lewe. Het ons nodig om anders te dink oor hoe ons dink. Is dit in Christus of is ons besig om mislei te word? Hoor wat sê Markus 2 vers 22 in die Nuwe Lewende Vertaling. Net so min gooi 'n mens nuwe wyn in ou leersakke. Doen jy dit tog, gaan die wyn die sakke laat skeer en die wyn sowel as die sakke sal daarmee heen wees. Nee, nuwe wyn hoort in nuwe sakke. Markus kom hierso en hy sê vir ons so duidelik. Ek en jy het nodig om 'n metamorfose te ondergaan. Ons het nodig om nuut gemaak te word. Ons het nodig om opgestel te word sodat ons hierdie nuwe wyn, Christus, sy volheid, die persoon van Jesus, sy heerlikheid kan opneem, kan in ons inneem en dit tentoonstel. Maar wat is metamorfose? Hoor gou wat is metamorfose? It's a change of physical form or structure or substance, a striking alteration in appearance, character or circumstances, a marked or rather abrupt developmental change in the form or structure of something. Met ander woorde, dis 'n totale verandering van wat was na wat is. My vraag vandag vir jou is, in ons geloofswandel, in ons pad saam met Jesus, wat het ons nodig om toe te laat dat hy kom transformeer? Wat het ons nodig om toe te laat dat hy herskep in my en jou lewe? Dalk is dit die manier van dink. Dalk is dit my oortuigings en die manier van glo. Doen of leef. Ek wil jou nooi, spandeer hierdie week tyd met die Here en vra vir hom, Here, waar's ek 'n ou wynsak? Waar het ek nodig om toe te laat dat u vars inspraak en u vars perspektief my deel sal wees? Ek wil jou net herinner, ek en jy het nie die vermoë om te herskep nie. Hoor gou mooi. Ons het nie die vermoë om te herskep nie. Ons het wel die vermoë om nuwe roetines in te stel, ons het nodig, en ons het die vermoë om toe te laat dat daar nuwe gewoontes is, maar die herskepping kan nie deur ons gebeur nie. Ons bely met dit wat hy reeds gedoen het. Ons herskep niks nie. Ons laat toe dat hy kom herskep. Ons laat toe dat hy kom verander.
Hoor wat sê Psalm 72 vers 18 tot 19. Dit sê die volgende: Prys die Here, die God van Israel. Net hy doen wonderlike dade. Net hy doen hierdie wonderlike dade. Mag sy heerlike naam vir altyd geprys word. Mag die hele wêreld vol wees van sy heerlikheid. Amen. Ja, amen. Net hy doen hierdie wonderlike dade. Net hy doen hierdie wonderwerke. Net hy doen die herskepping van my en jou lewe, sodat ons hom kan tentoonstel. Een van die skrifgedeeltes wat my help om net 'n beter grip te kry op wat hier gebeur en wat eintlik met ons gebeur in Christus, is 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 18. En ek wil begin deur vers 14 en 15 vir ons te lees. Hoor gou wat sê hy. Die liefde van Christus dring ons. Dit voel vir my, ons kan sommer die hele dag net daarby stil staan. Wat dring jou tot lewe? Wat dring jou tot aksie? Hy sê so, die liefde van Christus dring ons. Omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood uit opgewek is. Hy kom hier so, hy sê liefde dring ons. Hy het gesterwe, ons het gesterwe, ons leef nie meer vir onsself nie. Etienne het nie definisie in sigself nie. Etienne ontvang sy definisie in Christus. Dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan nie meer oor jou nie. Ons kry definisie binne in hom. Ons vertrekpunt vir lewe tot lewe saam met hom lyk anders. Ons is gesetel in hom wat hoop, geloof en liefde is. Dit is wie hy is. Ek beleef so baie keer ons probeer. En ons probeer. En ons probeer. Maar ons kry dit nie reg nie. Weet julle hoekom? Dis omdat ons nie noodwendig altyd toelaat dat ons eintlik net identifiseer, belyn met dit wat hy reeds gedoen het nie. Ellen sê altyd, it is not what you achieve, but how well you receive. Hoe goed ek en jy ontvang en deel maak en aantrek wat Christus reeds vir ons aan die kruis gedoen het. Hoe goed ontvang jy? Neem jy in besit? Hoe goed loop jy? Vol van hierdie heerlikheid van God. Hoor gou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Een van die ander Afrikaanse vertalings sê, nou dat jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. En as hy sê alles het nuut geword, dan het alles nuut geword. Ek dink baie keer as ons na ons lewens kyk, dan sien ons onsself soos hierdie koppie. Weet, hierdie koppie is gechip, hierdie koppie is vuil, hierdie koppie is half amper nie meer lekker bruikbaar nie, maar jy kan dalk nog 'n bietjie koffie uit hom uitdrink. Maar ons kyk ons lewens so. Maar ek wil vir jou sê, in Adam, kom ons gaan net gou een tree terug, in Adam lyk ons lewe nie so nie. In Adam lyk ons lewe half amper so. Ja, ons is bedek met Adam. Nee. So in Adam het daar iets gebeur met mensdom. As hierdie die mensdom is, het daar iets gebeur. Ons is gebroken, ons is stikkend in Adam. En ek en jy kan probeer net wat ons wil, om hierdie stikkende gedeeltes en stikke weer aan mekaar te sit. Nee, dit werk nie. Ek het by die huis dit probeer, kyk my koppie wat ek probeer aan mekaar sit het. Dit is baie keer wat ons doen met die afgehandelde werk van Christus. Hy sê, ons het nuut geword, hy het ons herskep, ons is nuwe skepsels in hom, en wat doen ons? Ons plak onsself aan mekaar. Mag ek en jy
tot insig kom, dat ons nie aan mekaar geplak is nie, maar dat ons splinternuut geskep is in hom. Die oue het verbygegaan. Alles het nuut geword. Ek is nuut, jy is nuut. Ons is die draers van sy heerlikheid, want ons is heel in hom. Ek wil jou nooi om te skuif en nie te identifiseer met hierdie stikkende koppie nie. Maar neem in besit die werk wat Christus reeds gedoen het. Beklee jou met hom. Stap in oorwinning saam met hom. Leef in hierdie volheid saam met hom. Ek en jy is nuwe koppies. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 18. Dit sê dit vir my so mooi aan die begin. Hy sê die volgende, hy sê dit alles is die werk van God. Nie my werk nie, nie jou werk nie, dit is die werk van God. Hoor gou, dan gaan hy aan en hy sê in vers 18 en 19, hy sê, hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. So ons is heel gemaak, maar hy gee vir ons die vermoë, die roeping, die bediening van versoening, sodat mense kan identifiseer met wie hy is. Ons dra die heerlikheid, ons stal dit uit, ons stel dit ten toon, sodat hy verheerlik kan word. Nie ek nie, nie jy nie, hy. Hy gaan aan, hy sê die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met hom versoen het en ons heel gemaak het. En die mense hulle oortreding nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ek en jy leef versoen met hom. Ek en jy leef een met hom. Ek en jy is deel van sy definisie van heerlikheid in ons strate, in ons werksplek, in ons omgewing, in ons gesinne, in ons gemeente, in ons stad, in ons land. Hy het my en jou toevertrou. Kan jy vir 'n oomblik dink dat jou werksplek het jou nodig? Heel. Jou gesin het jou nodig. Ten volle geïdentifiseer met wat Christus reeds gedoen het. Ons hier by Doxa Deo Ferry Glen het jou nodig. Heel. Hy het reeds al die werk gedoen. Ons identifiseer met dit wat hy reeds gedoen het. So ter afsluiting herinner ek ons. Ons glo die Here sê die volgende, dat ek en jy, that we will be exhibiting his glory as new wine by taking faith, love and hope to our community. Mag ons vol wees van hom. Mag ons identifiseer dat daar nie stukke van ons heel is in hom nie, maar ons is heel in hom. Ons gaan die diens nou afsluit en een van die gebeure wat Jesus deurgemaak het, is hy het vir my en jou aan die kruis gesterf, sodat ons kan heel wees. Hy het die volle prys betaal, sodat ek en jy werklik draers kan wees van hierdie heerlikheid van God. Ons gaan nou saam nagmaal gebruik en wanneer jy reeds daar by jou huis voorberei het of nou dalk 'n stukkie brood in die hande kry, weet ons dat sy liggaam is vir ons gebreek. Hy het sy liggaam vir ons gebreek, sodat ons kan heel wees in hom. Sy bloed het ook vir my en jou gevloei.
sodat ons vry kan wees van sonde, sodat ons werklik kan identifiseer met die feit dat hy reeds die prys vir ons sonde betaal het, sodat ons kan besef, ons is heel in hom, ons vier hierdie saam, ter nagedagtenis aan dit wat hy gedoen het, aan die feit dat ons identifiseer met hom. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag as gemeente kan kom verklaar, ons is heel in U. Here, dankie vir die prys wat U betaal het aan die kruis, sodat ons kan identifiseer met Christus in ons, sodat ons heel kan wees, Vader, in U, in verhouding met U. Heilige Gees, ek bid dat soos wat ons saam nagmaal gebruik, dat U ons sal kom wys, dat ons sal kan kom beleef, Here, hoe U ons heel maak, hoe ons heel is in U. Dankie vir die voorreg, Here, om draers van geloof, hoop en liefde te wees. Dankie, Here, dat ons hierdie nuwe wynsakke in U kan wees, Here, dat ons U volheid, Vader, kan dra in Christus. Here, mag hierdie nooit vir ons iets wees wat ons probeer bereik sonder U nie. Maar mag ons in die volheid, in verhouding met U, leef en loop. Here, kom help ons om anders te dink, anders te droom, anders te doen en anders te leef as ons ou manier. Kom stel ons op, Here, dankie dat U ons reeds opgestel het vir die lewe van oorwinning. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Soos wat jy nou nagmaal gebruik, gaan ons 'n lied saam aanbid. Geniet dit en maak erns, bid saam met mekaar ook in hierdie oomblik. Is the battle, you see my victory. When all I see is a mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Hey. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. Yeah. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And all
mighty fortress. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You're shining the shadow. You in every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You in every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Prys die Here vir sy volkome en volmaakte werk wat ons heel en nuut maak. Mag ons leef met hierdie oortuiging. Dit is sy werk in ons wat ons verander in dit wat hy beplan het met ons en vir ons. So, as jy enige ander inligting wil hê oor ons as gemeente, kan jy op ons webwerf gaan kyk of op Church Suite. Ons gaan nou hierna ook 'n paar geleenthede vir jou wys wat jy kan by inskakel en opsign voor. Nou ons vier volgende week ons 25ste verjaarsdag as Doxa Deo saam.